charismatiese heiligdom verstom ek my oor wat hy kan maak. En hy maak die mooiste kruisies wat op kampe vir ons so kosbaar is as aandenkings. Dit het my laat dink aan 'n vriend van my wat ook 'n baie bekwame kunstenaar, houtwerker, skilder is. En hy het 'n baie besondere ding gemaak 'n klompie jare terug. En ek het dit by hom gesien en hom gesê, maar ek wil ook so 'n ding maak. En hy sê nee, daai is so baie kosbaar. Hy bær hom eendag sy kleinkinders het om vir hulle te gee, maar ek kan hom leen en dan kan ek so een maak. En ek het die ding in 'n kartonhouer gesit. En dit kom toe net so dat ek verlang nie by die ding uitkom nie. Soos vir omtrent 3 jaar kom ek nie by hom uit nie, maar hy is daar in die kartondoosie. En op 'n stadium sê hy vir my, jong, hulle is so geseënd, hierdie klein seun van hom, hy begin nou al bietjie te sit en dan goedjies te vat en so aan. En hy wil graag die ding vir hom gee. En ek sê, nee, is reg, ek sal weer ander dag kyk hoe om te maak. En ek gaan na die plek toe waar die karton was en ek sien die ding is nog in en ek vat hom en ek vat hom na sy huis toe. Hy is toe nie by die huis nie. Ek sit hom daar neer, sê sy vrou, sê my vir hom gee as hy kom. En die volgende sê sy vrou vir my, ek moet met hom kom praat, maar die vriend van my is nie gelukkig nie. Nou dit was vir my sleg, want hy is 'n baie besondere mens. Hy het saam met my gehardloop en dit was die kosbaarste tyd wat ons saam kon spandeer. Terwyl ons hardloop het ons oor die skepping gepraat en oor die Here en oor die lewe. So my vriendskap met hom was regtig baie werd geweest. En om hom te leer te stel was vir my baie sleg geweest. Maar ek weet nie presies wat dit is nie. Ek is toe na hom toe en hy sê vir my, hy verstaan nou glad nie wat aangaan nie. En hy maak die karton oop en ek sien hoekom is hy so ongelukkig. Toe het iemand die ding beet gekry en het hom gebreek. Daar's toe net 'n stuk van die ding daar. Dit is nie eens die hele ding nie en hy lyk verskriklik verwaarloos. En hy het sy lewe as dit ware aan my toe vertrou. En ek kon sien en hy het ook vir my gesê dat hy verskriklik teleurgestel is. Hy dit nie verwag nie. Hy kan nie weer so een maak nie. Ek kan nie so 'n ding maak nie. En hier sit ek en ek besef ek het hom verskriklik seer gemaak en ek weet nie wat fout gaan het, wie hom beet gekry het nie. Ek het verskriklik verskoning gevra. Maar niks kon opmaak daarvoor nie. Die ding was stikkend. Dit was vir hom baie sleg geweest. En so is ek toe by hom weg. Hy is toe verskriklik teleurgesteld en ek kan nie beskryf wat in my lewe gebeur het in daai tyd nie. Die las wat ek op my skouers gedra het, die skuldgevoelens, ek was vies vir myself geweest. En ek het besef ek gaan op geen manier ooit kan opmaak nie. Niks wat ek hom kan gee kan vergoed daarvoor nie. Selfs my jammerte is baie oulik, maar dit gee hom nie 'n ander ding nie. Wat sê hy vir sy kleinkind? Hy het hierdie verwagtinge geskep, hy kan nie daaraan voldoen nie. En vir omtrent 2 weke het ons nie kontak gehad nie. En toe eendag bel hy my foon en hy bel my en hy sê vir my, gaan jy bietjie môre saam met my hardloop? En op daai oomblik besef ek dat iets in hom gebeur. En ek is die oggend saam met hom en hy sê vir my, wie, dis alles reg. Ek vergewe jou. Moenie, dit maak niks saak nie. Ek jou totaal vergewe. Ek kan vir niemand beskryf wat in my gebeur het op daai oomblik en toe hy my kwyt geskeld het van die skuld wat ek hom aangedoen het. Skuld wat ek op geen manier kon regmaak nie. Ek was 'n nuwe mens gewees. Die tyd saam met hom was vir my meer kosbaar as ooit gewees. En dis wat gebeur wanneer ons besef dat Jesus ons so vrygeskeld het. Hy het ons die skuld wat teen ons is, het hy weggeneem. Ons is kwytgeskeld van iets wat ons op geen manier kon terugbetaal nie. Die Bybel is vol daarvan. Daar's die mooiste en nie om dowenete nie, voorbeelde in die Bybel van vergifnis. Die bekendste natuurlik is Jesus se woorde aan die kruis. Toe mense hom met onreg aan die kruis laat vasspyker en hy sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Die bekende verhaal van die verlore seun, wat sy pa op 'n verraderlike manier teleurstel. En hoe die pa na hom toe gaan en sê, my kind, kom, alles is reg, kom ons gaan aan. Kom ons begin 'n nuwe verhouding. Om vrygeskeld te word van skuld wat jy het, is 'n ongelooflike voorreg. En mag julle heerlik besin oor hierdie gedeelte in die Bybel, in Lukas 23, wat vertel van 'n man aan die kruis, wat daar gehang het, omdat hy dit verdien het, langs 'n ander man wat dit glad nie verdien het nie. En hoe hy daai woorde kon hoor. Daai woorde wat sê, jy's vry, alles is reg, jy kan saam met my kom. Geniet julle besinning, maar geniet veral wat in julle lewens gaan gebeur, as julle besef, waarvan die Here ons vrygeskeld het.
Here, dankie, dankie, dankie. Wat U kom doen het, kan ons nie in woorde omsit nie. Maar ons weet dat dit ons lewens verander het. Dit het ons nuut gemaak. Dit het ons skielik met nuwe oë na alles laat kyk, na ons eie lewe en hoe ons dinge doen, en na ander mense, en na U kinders. Dit het ons nuut na sondaars laat kyk. Here, dankie vir die reuse offer wat U betaal het, om ons kwyt te skeld van ons sonde. Dankie vir vryspraak. Dankie dat U ons nuut kom maak het. Amen. Lekker gesels.